Oom Hendrik se blomtuin hier by die kerkkantoor. Dit is daarom verskriklik mooi nie waar nie. En hy doen soveel moeite om te sorg dat daar altyd ietsie is wat pragtig blom en iets van die kleureprag van God se genade ook kan openbaar. Is my opmerklik hoe dit hierdie blommetjies so baie van hulle verskillende kleure het, verskillende teksture het, verskillende vorms het. En 'n mens sou natuurlik 'n groter verskeidenheid van blommetjies selfs in so 'n akker kom plant, maar almal van hulle het een gemeenskaplike roeping en dit is om iets van God se onuitspreeklike veelkleurige genade te vertoon. Want ook hulle leef uiteindelik en groei uit die hand van God. En dit laat my dink aan God se kinders, 'n geweldige verskeidenheid van mense. In 'n mate die tyd aangaan, so sê die mense wat met hierdie tipe van dinge werk, wat studies doen in die verband, raak ons al hoe meer gediversifiseerd in terme van ons opinies en ons gedagtes en ons oortuigings en ons filosofieë en ons aanpak en ons verstaan van die lewe. Dit raak so gevarieerd. Daar is soveel mense en soveel opinies oor 'n saak. En as ons oor alles in die lewe sou moes saamstem, sou ons mekaar nooit gevind het nie. Behalwe as ons saamstem oor die een saak wat van absolute kardinale belang is en wat die kern is van waaruit ons elke dag lewe. En dit is dat God die wêreld so liefgehad het, dat hy sy enigste seun gestuur het om vir stikkende en gebroke mense te kom sterwe, waarvan die onderbou natuurlik daardie sonde is wat so aan ons kleef en ons lewens so ontsettend eensaam en ondraaglik en hartseer kan maak. En dit alles het hy aan Golgotha se heuwel op sy skouers geneem, sodat ons vry van al hierdie sonde en skuld en bitterheid en verwyte geplant kan wees in God se genadetuin en in hierdie wêreld ons ware kleure tentoon kan stel. Ons kan nie oor alles saamstem nie, maar daaroor stem ons saam. En as ons mekaar daar vind, aan die voet van die kruis en by die geopende graf, dan het ons rede in hierdie wêreld om saam te blom en te vertel van God se grootheid en sy guns.